Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. En ek is betrokke by Agapai van laat 2022. Ek was genooi deur een van my vriende om deel te wees van 'n leefgroep en ek dink dit was letterlik een van my beste besluite wat ek nog ooit gedoen het. Hulle het my genooi om die Sondag ook kerk toe te kom en ek dink die reeks wat daai tyd aan was Mense Sonder Grense. Dit het my regtig gebind en van daar af was ek betrokke by die kerk. Ek het divorce care gedoen, ek het single parenting gedoen en ek het regtig betrokke geraak by die kerk en ek het van 2022 af net gegroei en Agapai is werklik waar soos vir my 'n familie. Daar is soveel goed waarmee jy kan betrokke raak en kan groei en net jouself kan 'n beter mens kan wees. Ek is gedoop in 2023 en die Vader het my net letterlik 'n beter mens gemaak en sonder hom sou ek dit nie kon gedoen het nie. Dankie julle. Goeiemôre julle almal. Ek is Piet van Wyk en ja, ek het seker so 8 jaar terug by Agapai aangesluit. Ek was voorheen by Grasdak, maar ek het goed, baie gelukkig is al op 'n punt en toe ontdek ek Agapai Gemeente. En ja, ek is baie gelukkig hierso en ek het baie mooi ingepas. Ek skakel in by alles by die kerk en die mense is so vriendelik en baie naby close mense aan mekaar geword. Ons voel soos een groot Christelike familie by mekaar en ja, ek deel en by die verwelkomingsgroep en het is altyd my lekker om mense te sien en saam te lag en ja, baie keer nuwe mense en as ek weer sien as hulle deel van die gemeente wat hulle voel welkom en so, dit is soos een groot huis, dit is 'n groot familie saam en ja, ek glo nie ek sal ooit hier weg kan gaan nie. Hallo almal, ek is Christel Dons. Gedurende die tydperk van 2020 en 2021, toe die land swaar gebuk gegaan het onder COVID-regulasies en beperkings, het my jongste dogter, sy juffrou Dorinda Strydom, ons genooi om die kerk te kom besoek. Ons het aanvanklik geweier, omdat ons bang was dat ons COVID sou kry en uiteindelik het ons ingegee en een Sondagoggend in Mei 2021 het ons besluit om kerk toe te kom. En toe ons hier aankom, was ons met soveel liefde ontvang en het ons onmiddellik welkom gevoel. Ons het sedertdien deel geword van 'n familie wat nie net praat oor wat naaste liefde is nie, maar wat ook woord by die daad sit en wys wat naaste liefde is. Hallo julle, ek is Dwayne en ek is Jackie. Ons het die eerste keer by Agapai aangesluit in November 2008 nadat ek kragtig by 'n Agapai mannekamp tot bekering gekom het. en ek net kort daarna. Agapai is ons geestelike familie. En ons verruil dit vir niks. Dankie. Goeiemôre almal, net om by hulle aan te sluit. My naam is Kobus en ons het so in 2017, in die winter van 2017, hier in Rustenburg aangekom, ek en my vrou, en ons was nie in die dorp, en Melinda het ons nog genooi na Agapai Gemeente toe, en ons het hierdie massive family ontmoet, en deel geraak van ons lewens, en sedertdien vir die afgelope 9 jaar, is ons tuis hierso. So is dit nie wonderlik om te hoor, wat hierdie mense vanoggend vertel van kerk nie. Dis great, almal voel hulle het 'n tuiste gevind en is wonderlik. Maar wat ons nie moet vergeet nie, wat ons moet onthou, is dat dit nie ons partytjie is nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar as jy met iemand daar buite in die gemeenskap praat, dan is dit wat hulle vanoggend hier gesê het en wat ek gesê het, nie die algemene gevoel oor kerk daar buite nie. As jy met iemand daar buite praat en hulle vind veral uit jy werk by die kerk of jy selfs 'n predikant, dan raak die gesprek baie vinnig baie ongemaklik.
en hulle sê vir jou hoe hulle oor kerk voel. Maar die interessantste vir my altyd van al hierdie redes is dat dit nooit die rede is wat jy verwag hulle gaan sê nie. Die rede wat jy verwag hulle gaan sê is dat hulle nie glo nie. En dit maak heeltemal sin hoekom hulle nie kerk bywoon nie. Maar in plaas daarvan kry jy al hierdie ander redes. En alles kom daarop neer dat hulle nie 'n probleem het met die een wie se idee kerk was nie, maar hulle het 'n probleem met hoe kerk uitgedraai het. Hulle hou nie van die idee van kerk nie, maar hulle hou van die idee van God. En hulle sal baie graag ook met hom 'n verbintenis wil hê, want hulle het al gehoor dat hy soos 'n vader is wat omgee vir 'n kind. En hulle het al gehoor dat jy hom kan ken. En hulle het al gehoor dat hy omgee vir jou en dat hy deel wil wees van jou lewe en dat hy jou kan help om met gewoontes te breek wat jy nie wou gehad het nie. Maar wanneer hulle opdaag vir kerk, dan voel hulle so ongemaklik. Hulle hou eintlik meer daarvan om Sondag net by die huis te bly, want daar kan hulle tuis voel, daar kan hulle veilig voel en daar kan hulle gemaklik wees, dalk selfs by die werk, maar nie by die kerk nie. So kom ek opstel dit so, het jy miskien al iewers opgedaag en net gevoel, ek pas nie lekker in hierso nie. Hierdie mense is 'n bietjie anders. Hierdie mense is dalk bietjie beter as ek. Hierdie mense is dalk vreemd. En dit voel net vir jou so bietjie ongemaklik tussen hulle. Nou wel, dit lyk of daar hierdie idee daar buite in die gemeenskap is dat kerk net vir kerkmense is. Net soos wat golf net vir golfspelers is, of soos wat visvang net vir vissermanne is. Net soos kerk, net vir kerkmense. En as dit die geval is, dan het ons vergeet wie se partytjie dit is. En die probleem hiermee is, as ons in die Nuwe Testament lees, en as ons die stories van Jesus lees, dan kan niks verder van die waarheid af wees nie. Hy het nie gekom net vir kerkmense nie. Hy het gekom vir nie kerkmense. Hy het selfs sy kerk begin met nie kerkmense. So kerk is nie net vir kerkmense nie. En wanneer ek aan hierdie probleem dink, dan dink ek aan dit in terme van 'n leer. 'n Leer waarvan die onderste trappe ontbreek. En mense kom hier in en hulle sien die trappe ontbreek en hulle weet nie hoe om op te kom nie en hulle kyk op en hulle sien hier sit die kerkmense lekker hierbo. En die idee wat hulle kry, die gevoel wat hulle kry, is dat kerk net is vir mense wat al reeds die leer uitgeklim het. En daai idee, daai probleem het vir Agape gemeente gedryf om 'n kerk vir nie kerkmense te wees. 'n Baie groot deel van die gemeenskap het 'n kerk nodig waar die trappe onder aan die leer nie ontbreek nie. Ons gaan genoeg kerke waar mense instap en dit sou wonderlik wees, maar ek kan net nie daar uitkom nie. Ek voel ek skiet tekort, ek voel ek is nie goed genoeg nie, ek voel ek hoort nie, ek voel ek pas nie in nie. Ek voel dit is nie 'n plek vir my nie. Hulle voel dit sou wonderlik wees om ook 'n verbintenis met God te kan hê, om ook te kan hoor wat hy vir my wil sê en ook te kan hoor hoe hy oor my voel en dat hy 'n Vader is wat vir my omgee en dat Jesus ook vir my 'n plek in sy kerk het. Maar wanneer ek by die een plek opdaag waar ek dit verwag, dan voel dit vir my ek pas nie in nie. Want net soos die leer kan ek nie van waar ek uitkom of van waar ek is, kan ek nie uitkom waar hulle is nie. So dis ons begeerte om hierdie probleem aan te pak en om hierdie trappe weer terug op hulle plek te kry. En as jy ook in is vir dit, dan wil ons vir jou sê dit gaan moeite wees, maar dit gaan als die moeite werd wees. So wanneer ons vanoggend in die Nuwe Testament gaan saam lees, dan gaan julle sien dat dit nie 'n nuwe probleem is nie. Dit was nog altyd 'n probleem vandat Jesus die aarde verlaat het. Het daar hierdie uitdaging die kerk ingeglip. En daai uitdaging is dat ons die neiging het om goed te oorkompliseer. Ons het die neiging om soms goed net te kompliseer te maak, net te ingewikkeld te maak, om dit moeilik te maak. So dit lyk asof die kerk miskien
nie vir almal is nie. Dit lyk asof God dalk nie vir almal is nie. So ons gaan in die Nuwe Testament kyk na die boek Handelinge. As jy nie baie vertroud is met die boeke van die Bybel nie, in die Nuwe Testament begin die Bybel met Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, en hulle vertel vir ons presies wie is Jesus, en hulle vertel vir ons van Jesus se lewe. En dan direk na dit volg Handelinge wat vir ons leer van die kerk. So dis 'n great plek om die Bybel te begin lees. Die Handelinge van die Apostels vertel vir ons hoe dit wat ek en jy gewoond geraak het aan 'n plaaslike gemeente, hoe het dit ontstaan? So as jy ooit gewonder het, waar kom kerk vandaan, is Handelinge 'n great plek om te begin. So Jesus het aarde toe gekom, soos ons weet, en daai tyd het die Jode dit verwag, en die Jode wat gekies het om hom te volg en om erken het vir wie hy is, wat hulle basies gedoen het is, hulle het reeds hulle geloof in plek gehad, Judaïsme, en hulle het net hierdie geloof in Jesus, Christendom, het hulle net by dit bygevoeg. So dit was natuurlik 'n wonderlike stelsel vir die Jode, want hulle het gevoel en hulle het geglo, jy moet eers 'n Jood wees voordat jy 'n Christen kan wees. Jy moet eers 'n Jood wees voordat jy vir Jesus kan volg. So as jy nie 'n Jood was nie, soos ek en jy, dan was dit 'n baie ander storie gewees. As jy nie 'n Jood was nie en jy wou besluit om ook vir Jesus te volg, het dit baie vinnig, baie ingewikkeld geraak. Want jy moes eers 'n ander godsdiens aanneem, jy moes eers al hierdie tradisies volg en dan kan jy vir Jesus volg. So daar was hierdie man met die naam van Paulus gewees. En Paulus het van plek tot plek gegaan en hy het spesifiek gepreek vir nie-Jode. En mense het sy boodskap baie aantreklik gevind. Hy het groot skares gelok want sy boodskap was eenvoudig gewees. Sy boodskap was basies gewees, daar's hierdie man wat gesê het hy is die seun van God en hy het geleef net soos ek en jy en hy het gesterf want hulle het hom gekruisig, maar wag. Hy het uit die dood uit opgestaan. En as jy in hierdie man glo, dan sal dit jou lewe verander. En as jy in hierdie man glo, dan kan jy 'n verbintenis met die Vader hê. Al wat jy moet doen, is jy moet net glo. Jy moet net glo. Nou soos julle kan dink, is dit 'n baie aantreklike boodskap, nee, dit het baie mense gelok. Hoekom? Want dis goeie nuus. Dis maklik, dis eenvoudig, dis vir almal. Maar intussen wat gebeur is dat die Jode wat daar in Jerusalem is, die hooftak van die kerk, hoofkantoor, hulle hoor hiervan, want dis wat die kerk begin het, so dis wat die hoofkantoor van die kerk is, en hulle hoor hiervan en hulle sê, nee, wag 'n bietjie, dis nie so maklik soos wat julle dink dit is nie. Ons moet al hierdie wette volg, so julle moet ook al hierdie wette volg. En skielik kom daar hierdie besluit wat die kerk in die gesig staar, en dit konfronteer die kerk om te besluit, maar vir wie is kerk? Wie kan almal vir Jesus volg? En so besluit hoofkantoor, kom ons 'n paar afgevaardiges stuur na Antiochië. Antiochië is nou hierso waar Paulus bedien het, en waar die nie-Jode tot bekering gekom het. So hoofkantoor hoor daarvan en hulle besluit, kom ons stuur 'n paar mense om hulle te gaan sien en hulle te gaan konfronteer hieroor en vir hulle te sê, luister, dis nie so maklik soos wat julle gedink het nie, en dit is presies waar ons teks vandag in Handelinge begin. So kom ons lees vers 1. Daar het mense van Judea afgekom, nou Judea is Jerusalem, dis maar net die streek, Jerusalem is die stad binne in Judea. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges probeer wys maak. As julle nie laat besny soos Moses het voorskryf nie, kan julle nie verlos word nie. Nou as jy al ooit gewonder het hoekom mans bang is vir kerk, dan weet jy nou presies wat die probleem is. OK? As jy 'n man is, dan moet jy eers vir hierdie klein operasietjie gaan voor jy kan deel wees van kerk. As jy 'n man is, sê hoofkantoor en hulle maak dit baie duidelik, dit is die enigste manier. Vers 2. Paulus en Barnabas het hulle daarteen verset
en hulle taamlike ernstige meningsverskil met hulle betrokke geraak. So hulle het vir hulle gesê, nee, wag julle 'n bietjie. Jesus het niks gesê oor enige operasies nie. En dan die res van vers 2. Uiteindelik het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander uit hulle geleedere oor hierdie vraagstuk na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem moet gaan. So eers kom mense tot bekering, nie Jode. Jerusalem hoor daarvan, kom ons gaan sien hulle daaroor. Hulle kan dit nie hier uitsort nie en hulle besluit, kom ons vat hierdie hoofkantoor toe, laat hulle dit vir ons uitsort. Nou hierdie apostels waarvan ons hier lees, is die oorspronklike 12 apostels, volgelinge van Jesus, en op hierdie tydstip was hulle net 11, want een van hulle was al oorlede, maar dis die mense wat vir Jesus die beste ken. Okay, dis hoekom hulle by hoofkantoor werk. Dis die mense wat vir Jesus die beste ken. Hy het vir 3,5 jaar het hy vir hulle klas gegee. So wanneer daar 'n probleem in die vroeë kerk was, dan is hierdie probleme na hulle verwys, en dit is presies wat hierdie nuwe gelowige sê. Kom ons stuur hierdie vraagstuk, kom ons stuur dit na hoofkantoor toe, laat hulle dit vir ons uitsort. Volgende vers. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die hele gemeente, insluitend die apostels en die ouderlinge, verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle bediening tot stand gebring het. So die eerste ding wat hulle doen toe hulle daar aankom, is hulle vertel vir hierdie Jode wat tot bekering gekom het, luister, julle sal nie glo nie, ons het gaan bedien onder die nie-Jode, en hulle het ook vir God aanvaar. Hulle het ook tot geloof in God gekom, en hoe wonderlik is dit nie. Maar kom ons kyk, wat is hulle reaksie in vers 5? Sommige van die wat gelowiges geword het uit die geleedere van die fariseërs, so die Jode wat tot bekering gekom het egter opgestaan en verklaar, nie Joodse bekeerlinge, so die ouens wat nie Jode is nie, soos ek en jy, wat tot bekering gekom het, moet besny word en die opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Nou, soos jy kan sien, is hier so 'n bietjie spanning tussen die Jode en die nie-Jode, en hierdie spanning het nie altyd oor geloof gegaan nie. Hierdie spanning het gegaan oor alledaagse goed, né? Soos die spanning wat ons ook maar het. Hulle het anders as mekaar geëet, hulle het anders as mekaar aangetrek, hulle het ander tipe leefstyle gehad, hulle het ander tipe gewoontes gehad. En vir Jode was hulle manier van eet en hulle manier van aantrek en hulle leefstyl was vir hulle 'n manier hoe hulle gehoorsaam is aan God. En vir die nie-Jode het dit gevoel, maar dit wat julle doen is onnodig. Dit wat julle doen is vreemd. En dit klink bekend, nee, want ons sit vanoggend hier as 'n mengsel, party van ons is lekker deftig aangetrek, en dis oké, dis hoe jy voel, ek wil vandag lyk. En dan is die party van ons wat met kortbroek en plakkies hier instap, en miskien is daar 'n bietjie spanning, as mens dink oor klere drag in die kerk. So dit het gemaak, hierdie verskille, hierdie spanning tussen hulle het gemaak, dat hulle nie maklik saam met mekaar geëet het nie. Hulle het nie maklik saam met mekaar geleef nie, en het gesukkel om mekaar volkome te aanvaar. So die vraag is, moet mense eers soos ons word, voor hulle aan God kan behoort? En hierdie gedeelte maak dit baie duidelik, dat ons hoef nie dieselfde te wees nie, maar ons moet dieselfde God volg. Ons moet mense aanvaar, soos wat Christus hulle aanvaar. So weer eens, hierdie volgende gesprek het gelei daartoe dat hulle sê, dis wonderlik dat hierdie mense deel van die kerk wil wees. Dis wonderlik dat hulle dieselfde God as ons wil aanbid. Maar hulle moet eers deur hierdie fisiese, mediese prosedure gaan en daarna moet hulle die wet volg. Vers 7. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, nou Petrus is seker een van Jesus se bekendste volgelinge. Okay, hierdie ou het saam met Jesus op die water geloop. So teen hierdie tyd is Petrus baie bekend, Petrus is baie beroemd, so die mense het regtig baie respek vir Petrus. Die res van vers 7, kom ons hoor wat sê hy. Geagte broers, julle weet dat God my van die vroeë dae af uit julle geleedere gekies het om deur my prediking die nie-Jode die goeie nuus te laat hoor en tot geloof te laat kom.
So iets wat ons van Petrus se lewe moet weet, en dit is waarna hy hierso verwys, is dat hy groot geword het as 'n Jood. Nou for your information, soos ons gesê het, Jode eet sekere goed nie, Jode drink sekere goed nie, en Jode hang net uit saam met ander Jode. So Petrus was eers oortuig dat Jesus net vir die Jode is. Petrus was ook eers net oortuig dat die kerk net vir Jode is. Maar as jy miskien die gedeelte ken, dan het God op 'n baie dramatiese wyse 'n ontmoeting met Petrus gehad en hom oortuig dat hy vir almal is. God het vir Petrus oortuig dat hy verkeerd was en dat God meer omgee vir die mens as vir die tradisies en die wette wat Petrus volg. En so het hy vir Petrus oortuig om ook die goeie nuus met almal te deel. En soos wat Petrus hierso sê, julle weet dit. Met ander woorde, ons het saam groot geword. Julle weet ek is 'n Jood, maar julle weet God het my kom roep en hy het my lewe verander. En soos julle weet, was ek op 'n stadium net vir Jode, maar nou is ek ook vir nie-Jode. En so gaan hy voort. En God, wat die harte ken, het bevestig dat die goeie nuus ook vir nie-Jode bedoel is, deur aan hulle die Heilige Gees te gee, net soos aan ons. Hy het dus geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Met ander woorde, God het nie tussen die Jode en die nie-Jode, ons wat hierso sit, hy het nie tussen ons gediskrimineer nie. Daar's nie meer vir hom Jood of nie-Jood, of ryk of arm, of binnestanders of buitestanders nie. In God se ekonomie is daar net mense. En dan vers 10. Waarom wil julle dan nou beter as God weet, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. So net so 'n oomblik van eerlikheid, nê. Met ander woorde, kom ons wees net 'n bietjie reël met mekaar. Selfs nie ons kry hierdie wette geonderhou nie. Daar is 613 van die goed en ons kan nie eers, as iemand nou vir ons vra, sê hulle gou op. Ek weet nie wanneer laas het jy die 10 gebooie probeer opsê nie, maar in elk geval, sê gou vir my hierdie 613 wette op, dan sou hulle dit nie kon gedoen het nie. So hy sê, ons kry dit nie gedoen nie, die mense wat voor ons gekom het en ons gedwing het om dit te doen, hulle kon dit ook nie reg gekry het nie, hulle het ook gesukkel daarmee. So as ons wat daarmee groot geword het, daarmee sukkel, hoe kan ons verwag dat die mense wat nie daarmee groot geword het nie, hoe kan ons verwag om hierdie las op hulle te plaas? En dan vers 11 maak hy sy verklaring. Nee, sê hy, ons glo dat God ook vir ons red, soos hy die heidene red. So dit wat in Jerusalem gebeur het met ons, dit wat in Antiochië gebeur het met hulle, is dieselfde ding, omdat die Here Jesus genadig is vir ons. Nou hier na Petrus se verklaring, dan gaan Paulus en Barnabas aan, as jy daai gedeelte gaan lees, en dan vertel hulle weer oor al die werk wat God deur hulle gedoen het, en uiteindelik wanneer hulle klaar is, dan staan daar hier een persoon in die gehoor op, en sy naam is Jakobus. En Jakobus is die broer van Jesus. En van almal in die vertrek teenwoordig, is hy daar die een wat meer tyd as enigiemand anders met Jesus spandeer het. So verbeel jou net, daar is hier 'n heel eerste kerkraadsvergadering. Almal het iets om te sê, almal het opinies, maar almal wat daar sit weet, dis een persoon wat nog nie gepraat het nie. En wanneer hierdie persoon gaan praat, gaan die res stil bly en luister. En dit is Jakobus. En hy sê iets so merkwaardig, wat vir altyd die koers van die kerk, wat vir altyd hoe die kerk dinge doen, en wat vir altyd wat dit beteken om deel te wees van die kerk, verander het. En miskien sit jy hier vanoggend, of miskien kyk jy aanlyn, en jy sal graag 'n verbintenis met God wil hê. Maar elke keer as jy na die kerk toe kom, dan voel dit vir jou of daar 'n paar trappe aan die leerkort. Elke keer kry jy die idee, kerk is net vir kerkmense.
En jy weet net nie hoe om daar uit te kom nie, want daar's 'n paar trappe wat ontbreek. En dit voel vir jou uiteindelik, miskien is nie net kerk nie vir my nie, maar miskien is God ook nie vir my nie. So dan gaan Jakobus aan in die volgende 8 verse, dan verduidelik hy in hierdie vergadering, dit wat Petrus nou net gesê het, en dit wat die profete in die Ou Testament voorspel het, stem ooreen met mekaar. Dit wat Jesus gesê het gaan gebeur, is nou besig om te gebeur. So ek wil vir jou vra, as jy al lank deel is van die kerk, soos wat Dawie sê, jy is deel van die furniture, of as jy miskien niet is in kerk, of miskien jy wat aanlyn kyk, het vanoggend net gaan sit en so 'n bietjie rondgeskrol daar op YouTube, en toe kom jy op hierdie kanaal af, wonderlik. Ek wil seker maak, niemand mis Jakobus se opsomming nie. Hoor wat sê Jakobus, die boetie van Jesus. Daarom oordeel ek, dat ons dit nie moet moeilik maak nie, vir die gelowiges wat hulle uit die geleedere van die nie-Jode tot God bekeer het nie. Jakobus herinner ons, hy herinner die kerk, it's not your party. Jakobus vra basies vir hulle, sien julle nie wat is besig om te gebeur nie? Sien julle nie hierdie klomp mense wat tot geloof in God kom nie? Wat meer as dit wil ons hê? Dit wat Jesus gesê het gaan gebeur, is presies besig om te gebeur. Jesus het gesê, ek is die waarheid. En nou kom mense om die waarheid te ken. Hy het gesê, ek is die lewe, en nou kom mense, hulle soek hierdie nuwe lewe. En hy het gesê, ek is die weg. En nou kom mense om hierdie weg te volg. So Jakobus vra, kom ons staan nie in die pad van hierdie mense nie. Hy sê, Agape gemeente, kom ons laat God toe om 'n werk ook in hierdie mense te doen, soos wat hy dit in jou gedoen het. En hy sê, kom ons maak dit nie moeilik nie. Hoor wat sê hy nou in die volgende 2 verse, hy sê vir hulle, bly weg van die afgode af, moenie van die kos eet wat aan hulle gode geoffer is nie, en moet julle nie skuldig maak aan seksuele sondes nie. En dan gaan hy aan. Julle weet mos, Moses het in elke stad vir geslagte lank mense wat sy voorskrifte verkondig. Elke Sabbatdag word sy boeke in die sinagoges voorgelees. Nou onthou, hulle is besig hier met terugvoer, né? Hulle moet nou terugvoer stuur na Antiochië toe. En ek weet dit wat ons nou hier gelees het, né, klink vir jou net soos vir my baie vreemd, maar Jakobus doen 2 dinge hierso. Nommer 1, uit liefde uit, wil hy vir hierdie nie-Jode sê, ons het 613 wette, wat ons baie ernstig opvat, en wat vir ons baie sensitiewe saak is, maar ons wil dit afskaal vir julle na net 3 goeters toe. Jakobus probeer so 'n bietjie gelyke grond bewerkstellig. Hy sê van alles wat vir ons belangrik is daar veral 3 goed wat ons net wil hê, julle moet net van kennis neem. Okay? Afgode, goed wat ons eet en drink, en losbandigheid. En dan die tweede ding wat hy doen is, hy doen 'n beroep onder die Jode, en hy roep hierdie Jode terug na die groot gebod toe. En hy sê vir hulle, liefde vir God en liefde vir mekaar. So wat Jakobus hier bedoel is, daar's Jode wat vir Jesus volg, en daar's nie Jode wat ook nou vir Jesus volg. En ons gaan 'n mengsel hiervan begin sien, wanneer ons nou weer in die sinagoges by mekaar kom. Maar in die sinagoges word die wet van Moses nog elke week voorgelees. En dit mag dit dalk net moeilik maak vir hierdie nie-Jode, en ons sal iets daaraan moet doen, want ons wil nie hê wanneer hierdie verskillende groepe by mekaar kom, dat dit enigstens 'n probleem moet wees nie. So kom ons skryf terug aan hulle. En nie net dit wat ons besluit het nie, maar kom ons sê ook vir hulle, ons erken dat ons as Jode soms 'n bietjie sensitief is teenoor die nie-Jode, maar ons vra ook vir julle om so 'n bietjie sensitief te wees teenoor ons. So basies sê hy vir hulle, ons final verdict is, jy hoef nie besny te word nie, okay? Jy hoef nie vir operasie te gaan om aan God te kan behoort nie, maar al wat ons vir julle vra is,
aangesien ons nou gaan meng, kom ons wees lief vir mekaar. Ons het Jode wat vir Jesus volg, ons het nie Jode wat vir Jesus volg. Vers 30. So is hulle toe daar weg, op pad na Antiochië toe, so bekering in Antiochië, ons vat hierdie saak na Jerusalem toe, nou kom die final verdict terug na Antiochië toe. Daar het hulle die gemeente bymekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gemeente het dit gelees en was baie bly, soos baie van ons mans hierso vanoggend. Dit is baie bemoedigend gewees. So verbeel jouself, hierdie gelowiges sit in Antiochië. Hulle hoor hulle moet eers besny word. Hulle hoor dit is nie so maklik om vir God te volg nie. Nou gaan dit hoofkantoor toe en dan wag ons om terug te hoor van hoofkantoor af. Dit kon dae gewees het, dit kon weke gewees het, dit kon maande gewees het wat hulle wag op hierdie terugvoer. Wat gaan gebeur? Wat gaan besluit word? En toe die terugvoer uiteindelik kom, sit hulle saam en hulle kyk na hierdie brief en hulle sien Petrus, die ou wat op die water geloop het, Jakobus, die boetie van Jesus. Hulle het almal inslaag gelewer hier, so dit wat hier gesê is, gaan ons mee moet gaan. En dan, soos hulle lees, vind hulle uit dat hulle nie Jode hoef te word om Christene te kan wees nie. Geloof en vertroue, soos wat Paulus vir hulle geleer het, geloof en vertroue in God is genoeg, is maklik, dis eenvoudig, en hulle kon ontspan. Maar, van daai tyd af, tot en met vandag, oor en oor het die kerk het weer reg gekry om hierdie eenvoudige boodskap te oorkompliseer. Elke keer het die kerk gegaan en die partytjie weer sy eie een gemaak. En elke keer het mense wegbeweeg. Elke kerk met sy eie reëls oor hoe jy moet glo, en as jy dit nie verstaan soos wat ons dit verstaan nie, dan hoort jy nie by ons nie, en mense is verward, en hulle kyk na die kerk en hulle dink, julle stem nie eens oor een nie, so hoe gaan ons kom tuis voel by julle? En ek dink elkeen van ons het dit soms in ons, om ons eie formule te maak vir hoe mens met God kan verbind. Ons maak iets wat vir ons werk, en ons vertel vir ander, dit is die regte manier, en dan saam werk ons aan ons eie ding. So die deure lyk oop, maar vir die mense wat inkom, voel dit onwelkom, en hulle voel hulle kan nie lekker deel raak nie. En wat ons dan doen, ons blameer hulle. Ons vertel vir hulle, julle is nie toegewyd genoeg nie, man. Julle is nie geestelik genoeg nie. So mense wil deel raak, maar die manier waarop ons dinge doen, maak dit net te ingewikkeld om van waar hulle is, by God uit te kom. So miskien is dit nie toewyding nie. Miskien is dit nie geestelikheid nie. Miskien is dit 'n leerprobleem. So ons het besluit om dinge reg te stel. Ons het besluit, ons wil graag hierdie trappe terug op hulle plek sit. Ons wil dit so laag as moontlik, wil ons dit vir mense moontlik maak. Maak nie saak wie jy is, maak nie saak wat gebeur het, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Ons wil dit vir jou so maklik as moontlik maak. So mense moet kan kom en kan voel, kerk is vir hulle. Kerk is nie teen hulle nie. God is vir hulle. God is nie teen hulle nie. Ons wil dit so maklik as moontlik maak vir mense om met God te kan verbind, want uiteindelik is die kerk vir hulle. Uiteindelik is God vir hulle. Uiteindelik wil almal vergewe word. Uiteindelik wonder almal, maar gee God vir my ook om. So ons glo elke persoon wil hierdie stories van Jesus lees en weet dat God ook persoonlik met hulle praat. So ons het besluit, wat ook al dit kos, ons gaan 'n kerk skep wat vir almal is. Kerk is nie net vir kerkmense nie. Kerk is vir almal. Hoekom? Want die goeie nuus is vir almal. Die eenvoudigste manier waarop ek dit kan opsom is om vanoggend te sê, Agape gemeente is vir Rustenburg.
Ons wil hê Rustenburg moet kan voel en kan besef, hulle is beter af met ons hierso. Maak nie saak hoe lank dit gaan vat nie, maak nie saak hoe hard ons gaan moet werk nie, maak nie saak hoeveel keer ons dit miskien gaan verkeerd kry nie, ons gaan alles doen om seker te maak dat enige iemand die kan instap en dit makliker kan vind om met God te verbind. Ons wil seker maak dat dit maak nie saak van jou storie nie. Dit maak nie saak hoe ver jy van God af is nie. Dit maak nie saak hoe seer jy by kerk gekry het nie. Ons wil 'n plek skep waar jy oor kan begin. Want Agape gemeente is vir jou. Agape gemeente is vir Rustenburg. En vir die furniture wat al lank hier so is, ons het nie van jou vergeet nie. Okay? Daar's 'n paar dinge wat ons nooit gaan ophou doen nie. Ons gaan nooit ophou om vir julle te vra om te dien en om betrokke te wees nie, want ons het elke liewe een van julle nodig. Help ons om hierdie plek so onweerstaanbaar as moontlik te maak. Help ons om vir Jesus te reflekteer. Jesus was 'n onweerstaanbare persoon. En daarom glo ons sy kerk moet ook onweerstaanbaar wees. En wat ons bedoel met onweerstaanbaar is dat mense het gesukkel om vir Jesus te resist. Mense wat nie soos Jesus was nie, het van hom gehou, want hy was onweerstaanbaar. So ons wil die ruimtes hier by die gemeente so inrig dat mense dit nie sal kan weerstaan om te kom nie. En as jy die moeite gedoen het om daai persoon te nooi, want hierdie gemeente het gesê, hulle is vir almal, dan wil ons dit vir hulle maklik maak om volgende keer weer terug te kom. So daarom gaan ons nie ophou vir julle vra om mense te nooi nie. Ons gaan nie ophou vir julle vra om vrygewig te wees, met geld, met tyd, met energie, en met julle gawes nie, want ons het elke liewe een van julle nodig. Want die mark van die kerkmense daar in die gemeenskap is so groot, en wanneer hulle opdaag, dan moet ons voorbereid wees, en dan moet hierdie plek ingerig wees. Solank as wat ons nie kerkmense gaan nooi, help dit vir ons om die trappe op hulle plek te hou. Die kerk is nie net 'n plek vir kerkmense nie, die kerk is vir almal. So dit sou maklik gewees het om hier in te kom en dan nou hierso te kom sit en net lekker gemaklik te wees en te dink, "Jesus, maar ons het vir onsself 'n great plek geskep." En ons kan nou ontspan en ons is nou klaar. Maar ons is nie klaar nie. Want as ons besluit, ons het net vir onsself 'n lekker plek geskep, soos wat ons daarvan hou, en ons is nou klaar, ons kan nou ontspan. Al wat gaan gebeur is, ons gaan geneig wees om die trappe te verwyder. Ons gaan na die heel onderste, maklikste trap wegvat, want ons gaan sê, weet jy wat, ons ken hierdie goed, ons het so groot geword. Ons gaan die tweede trap verwyder en sê, plek is gemaklik soos hy is vir my, ek gee nie regtig om vir enigiemand anders nie. Ons gaan die derde trap verwyder en sê, ek is al klaar ingeskakel by 'n groep, ek is al klaar ingeskakel by 'n bediening. So vir mense wat hier inkom, en hulle sien, maar ons sit lekker bo, ons het klaar die leer uitgeklim, kom ons help om daai trappe in plek te kry. Kom ons help om hulle op te help met die leer. So vanoggend se video's was great, maar dit voel nie vir almal so nie. As ons 'n kerk skep wat vir ons gemaklik is, en is vir niemand anders gemaklik nie, dan het ons die verkeerde kerk geskep. Dan het ons alweer die partytjie oor onsself gemaak. So Agape gemeente is nie net vir kerkmense nie. Dit is vir almal. Elke liewe persoon is belangrik vir ons hemelse Vader, en hulle behoort hiernatoe te kom, en hulle behoort te voel, Agape gemeente is vir my. Agape gemeente is vir Rustenburg. So dink net aan alles wat hier kan gebeur, en hiermee maak ek klaar. Dink net aan al die stories wat hierdie mure eendag kan vertel.
Stories van mense wat se lewens verander het. Stories van huwelike wat herstel is. Stories van mense wat verslawings en gewoontes oorwin het. Stories van mense wat vir hulle eerste keer hulle vertroue in Jesus geplaas het. Met ander woorde, Jesus was baie ver gewees en nou is Jesus naby. Ek was eers 'n groot vyand van Jesus, maar nou is hy, soos hy in die woord sê, my vriend. So ons wil die deure oopgooi en ons wil sê, kom in, kom soos jy is, voel welkom, voel tuis, want ons het hierdie plek geskep vir mense soos jy. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir 'n geleentheid soos vanoggend om by mekaar te kom en net U naam te loof en te prys. 'n Familie vorentoe te roep en hulle kommitment te hoor, mense wat vir U dien, mense wat vir U volg, wat sê ons wil hê ons kinders moet dit ook doen, want die volgende generasie is vir ons belangrik. Dankie dat ons vanoggend na U woord kan kyk in Handelinge, waar mense soos ons 'n geleentheid gekry het en U genade gekry het om ook vir U te kan kies. Dankie vir mense soos Paulus en Barnabas, vir wie U opgerig het om dit maklik te maak vir hierdie mense. En so wil ons dit ook doen. U het gekom en U het die kerk begin. En U het dit begin met nie kerkmense. So almal van ons was gaste gewees en U het vir ons ingenooi. Vanoggend het ons stories daarvan gehoor. Iemand het my genooi en ek wou nie kom nie en uiteindelik het ek gekom en nou kan ek nie wegbly nie. Dankie vir dit, Jesus. Help ons om nie op te hou om mense te nooi nie. Daai buurman van ons, daai kollega van my by die werk, daai familielid van my. Help ons om aan te hou om mense te nooi. En laat ons wat deel geraak het van die furniture sal besef, ons het as gaste hier aangekom, maar hier word ons baie vinnig diensknegte. Dankie vir elkeen in hierdie gemeente wat betrokke is, dankie vir elke ene wat dien. Dankie vir elke geleentheid wat ons in ons kort tydperkie het, dalk is ons 40 jaar hier, dalk is ons 80 jaar hierso. Dankie vir die tyd in 2000 jaar wat die kerk al bestaan, dat ons hierdie kort tydjie het om deel te wees daarvan, dat U ons gebruik, en sê ek het te werk om deur elke een van julle te doen. Maar maak dit vir die mense maklik, moet dit nie vir hulle moeilik maak nie. Dankie vir Jakobus wat opgestaan het in daai vergadering en gesê het, kom ons maak dit nie moeilik nie. So ek bid vir elke ene hierso, vanoggend Here, waar ons uitgaan na die sendingveld toe, en dat ons die vrymoedigheid sal hê om mense te nooi, en dat U met ons sal werk, en vir ons sal help om te verstaan, hoekom sê it's not your party, en dat ons mense kan inkry en kan deel maak van U feesmaal, dat ons kan opstaan van ons stoel af en sê, weet jy wat, hier is 'n plek vir jou, kom sit hierso, dat Jesus jou bedien. Vorentoe gaan jy weer opstaan en vir iemand anders 'n plek gee. So baie dankie vir die geleentheid wat ons het om deel van U kerk te wees. Baie dankie vir U genade, want elkeen van ons wat kan sê ek is deel van U kerk en dankie dat U deur my werk. Here, dis net genade wat op 'n stadium oor ons pad gekom het. En mag ons help om daai genade ook vir iemand anders beskikbaar te stel. En ons bid dit als in die naam van Jesus. En die kerk sê saam. Amen.